Sê nou ek vertel vir jou, dat dinosourusse glad nie uitgesterf het nie. Dat hulle op hierdie presiese oomblik daar buite jou venster is, rustig in jou tuin stap, of dalk selfs besig is om te probeer om van jou kos te steel. Nie as reuse reptiele wat die aarde laat skud nie, maar in 'n vorm wat jy elke liewe dag sien. Dink regtig 'n bietjie daaroor. Wat as daardie vreesaanjagende monsters van die antieke wêreld wel nooit regtig van die aarde af verdwyn het nie? Wat as daardie geskiedenis wat ons almal op skool geleer het, eintlik net die halwe waarheid is? Daardie gewone ou duif op die sypaadjie, dis 'n dinosaurus. En daardie hoendernugget wat jy dalk gisteraand geëet het, ja nee, dit was ook 'n dinosaurus. OK, kom ons duik reguit in. In hierdie ontleding kyk ons na een van die grootste wetenskaplike deurbrake van ons tyd. Die nuutste bronne wys onteenstelig dat voëls nie net verlangse familie van dinosourusse is nie, hulle is letterlik dinosourusse. Maar wag, hoe op aarde verander 'n massiewe, skrikwekkende monster in 'n klein voeltjie? Wel, om dit te snap, moet ons eers ons ou idees by die venster uitgooi. Ons almal ken die ou mites, reg? Groot, stadige, koelbloedige reptiele wat in moerasse rondsleep. Maar toe begin wetenskaplikers vreemde goed raak sien. Roofdiere, soos die dodelike velociraptor, se geraamtes het skielik ontsettend voelagtig gelyk. Hulle het holbene gehad wat lig maar baie sterk is, voelagtige heupe en polse wat buigsaam genoeg is om te vou, net soos vlerke. En toe tref die absolute wildste deurbraak ons. Regte gefossileerde vere is ontdek op dinosaurus-skelette. Dit was 'n absolute spelwisselaar. Skielik was daardie prentjie van gladde, skibberige akkerrisse heeltemal daarmee heen. Dinosaurusse was nie net reuse akkerdisse nie, baie van hulle het in werklikheid baie meer na reusagtige, gevaarlike voëls gelyk, heeltemal oortrek met vere. So, die kardinale punt hier is, toe kenners hierdie dinosaurus-stamboom noukeurig begin herteken, sien hulle dat voëls uit 'n baie spesifieke groep ontwikkel het, genaamd theropodes. Klink formeel, maar dit is basies net daardie tweebenige, vleisvretende roofdiere. Ja, dis die presiese stamboom wat die massiewe T-Rex en die Velociraptor insluit, wat beteken 'n piepklein mossie en 'n T-Rex is tegnies verlangse neefs en niggies. Hulle deel dieselfde bloedlyn. Om dit nou 'n bietjie makliker te maak, verdeel die forsers hulle vandag in twee groepe. Eerstens is daar die nie-voelagtige dinosourusse. Dis nou jou bekende, uitgestorwe reuse waaraan almal dink. Maar tweedens het ons die voelagtige dinosourusse. En dit is die tak wat oorleef het. Moderne voëls is dus letterlik die laaste oorblywende dinosourusse op aarde. Daardie groot uitsterwing was nooit 100% suksesvol nie. Een gelukkige familie het gebly. Maar wat my absoluut fascineer, is waar ons hierdie erfenis vandag die heel duidelikste sien. As jy die lewende verteenwoordiger soek wat die naaste aan die bou van 'n T-Rex is, raai wat? Dis die gewone plaashoender. Sekere navorsers noem die hoender soms sommer grappenderwys die moderne T-Rex. Dit klink dalk belaglik, maar wag tot jy die feite sien. Dit illustreer briljant presies hoe naby hierdie twee wesens werklik aan mekaar is. As jy net kyk na die getuienis, albei het wensbeentjies. Albei se geraamtes is met presies dieselfde soort holbene aan mekaar gesit vir ratsheid. Kyk 'n bietjie na daardie pote. Albei staan stewig op 3 toonvoete en het letterlik oeroue skibbe op hul onderbene. Selfs die manier waarop 'n mahoender haar eiers oppas, is 'n direkte weerspieëling van die beskermende gedrag wat in gefossileerde dinosaurusneste gesien word. En hierdie verband gaan nog baie dieper, tot op 'n molekulêre vlak. Wetenskaplikes het antieke proteïene binne in T-Rex fossiele ondersoek, en hulle was heeltemal uit die veld geslaan om te sien hoe perfek dit ooreenstem met die van moderne hoenders. Dink 'n bietjie oor die werklikheid daarvan. Aangesien voëls tegnies voelagtige dinosourusse is, beteken dit hoendervleis is letterlik dinosaurusvleis. Wanneer jy weer hoender eet, smil jy tegnies aan 'n afstammeling van die mees vreesaanjagende roofdier ooit. Sjoe, daardie flieks het ons regtig vir jare lank om die bos gelei. Die meeste van daardie ikoniese monsters was lankal bedek met pleis, geveerde arms en miskien selfs helder kleure. Neem nou maar 'n fascinerende spesies genaamd die Microraptor. Weet jy hoeveel vlerke hierdie dinosaurus gehad het? 4. Nie 2 nie, maar 4 vlerke wat hy gebruik het om deur die prehistoriese woude te dartel. Ongelooflik. 'n Mens sou nou dink vere is van dag 1 af uitsluitlik gemaak om te vlieg, reg? Evolusie vertel egter 'n heel ander storie. Vere was heel eerste net daar om hulle warm te hou, of om as kamouflering in die bos te dien, amper soos hare by soogdiere. Eers miljoene jare daarna het diere hierdie vere in arms begin gebruik om van takke af te sweef, wat toe uiteindelik met baie fyn aanpassings ontwikkel het in ware gekontroleerde vlug. Goed, kom ons skuif die oorlosie vorentoe na die mees dramatiese moment in die planeet se geskiedenis.
66 miljoen jaar gelede tref 'n massiewe asteroïde die aarde met ondenkbare krag. Wat volg is nagmerrieagtig, wêreldwye tsunamies, verwoestende vure en weke van onheilspellende globale duisternis. Daardie groot, tradisionele dinosourusse wat ons ken, hulle sterf redelik vinnig heeltemal uit. Maar uit daardie as het sekere van die geveerde spesies bly leef. Hoekom? Hoekom dit wees? Hulle was eenvoudig aansienlik kleiner as die ander reuse. Kleiner lyfies beteken jy drasties minder kos nodig in 'n wêreld wat basies verbrand was. Hul vermoë om te vlieg beteken ook hulle kon vinnig van gevaar af wegkom, nuwe skuilplekke soek en baie vinniger aanpas by daardie koue, donker jare wat gevolg het. Met al hierdie feite in ag geneem, kyk mens skielik heeltemal anders na die natuur om jou. 'n Majestueuse arend? Dis in derwaarheid 'n dodelike klein vliegende dinosaurus wat bo ons sirkel. Daardie alledaagse duif wat op straat rondstap, is bloot 'n dinosaurus wat briljant by beton en stede aangepas het. En dink 'n bietjie aan 'n volstruis. Wanneer hy met daardie lang tree hardloop, kyk jy letterlik na ongefilterde, moderne velociraptor energie. As jy egter regtig na die mees oortuigende visuele bewys soek, kyk na die kasuaris. Wetenskaplikes stem saam, hierdie voël is die naaste verteenwoordiging wat ons tans aan prehistoriese roofdiere het. As jy kyk na al reuse, dolkagtige kloue wat maklik enigiets kan oopskiet, daardie oeroue skubbe en daardie koue, kil kyk in hul oë, dan besef jy vinnig dat party voëls geen greintjie sagtheid besit nie. Hulle is gebore oorlewendes. Nou hier is waar dinge klink asof dit uit 'n wetenskapsfiksiefliek kom. Laboratoriums is tans besig met fascinerende eksperimente met hoenderembrio's waar hulle kyk of hulle antieke, onaktiewe eienskappe in die DNS kan heraktiveer. Omdat voëls hierdie verborgde genetiese bloudrukke dra, het toetse al gelei tot embrio's met langer sterte, vlerke met tasbare kloue of selfs snavels wat soos dinosaurusagtige snoete lyk. Hulle het natuurlik nog geen Jurassic Park monsters geskep nie, maar dit bewys onteenseglik dat daardie prehistoriese monsters steeds diep in hul gene weggesteek lê. Die volgende keer as jy by die deur uitstap, kyk bietjie na die lig. Die indrukwekkende era van die dinosourusse is nooit regtig verby nie. Dit het slegs getransformeer. Daardie vreesaanjaende wesens het met verloop van tyd ontwikkel in die valke, uile, pikkewyne en papegaaie om ons. Soos wetenskaplikes dit so raak en poëties opsom, dinosourusse het nie verdwyn nie. Hulle het bloot geleer om te vlieg. En dit verander alles. Dit verander heeltemal die manier waarop jy na daardie voeltjies in jou tuin kyk. So, ek wil jou met die gedagte los, na alles wat ons nou ontleed het. As elke enkele voël rondom ons letterlik 'n lewende dinosaurus is, watter moderne voël volgens jou lyk vandag die absoluut mees prehistories? Dink 'n bietjie daaroor na. Tot ons weer gesels.